Goeienaand, Pastor Errol. Goeienaand, gedierbares. Goeienaand, Pastor. Jammer, apostel, ek is so 'n bietjie laat. Nee, dis reg. Ons speel nog net hierdie lied klaar en dan gaan ons onmiddellik begin. Okay, apostel. Ja, Suster Candy en broer Brandon het 'n verskoning gemaak vir vanaand. Okay, apostel. My vrou sal nou aansluit, apostel. Dis meer as welkom. Goeienaand, Pastor Errol. Naam Zoon. Pastor Zelna verder, gaan dit goed daar met julle? Oh, dankie, Apostel. Goeienaand, Pastor Errol. Hallo, Pastor Zelna. Goeienaand, apostel. Goeienaand, almal. Naam, Suster Dominique. Dominique. Welkom. Ja. Ja, nie agterkant nie spreek nie. Hierbaar is dit om vir u te kennis te stel. Die sessie word gerekord en u kan dit gaan die links almal weer opsit op YouTube waar u dit kan weer gaan kyk en gaan luister na, né? Okay, apostel. Weer is welkom. Die sessies is omtrent so 'n uur lank. So u kan net vir u indink. Jy moet 'n lekker tyd hê om net af te sonder om aan na te luister. Okay, apostel. Apostel. Nou, maar dit is eerst. Eerst maar. Let you my ready. So wanneer ons gaan nou begin. Broer Christoon, kan ek vir u vra om vir ons net te bid asseblief, te open met gebed asseblief. Asseblief, maak so apostel. Asseblief. Almagtige God en ons Vader, kom Halleluja. God, Heer, dankie vir die voorreg om saam te kan kom as Baie dankie, Here. Dankie, almagtige God, Here, vir ons leier, almagtige God, Here, vir insig in die wysheid, almagtige Ja, God, Here Jesus. ons kan lei, almagtige God, Here, om kennis te gee gaande u woord, almagtige Ja, God, Here. vry praat, almagtige God, Here, wees saam met hom, almagtige God, Here, insig in Asseblief wysheid, in almagtige Jesus' God, naam. Vader. Behoed te bewaar en beskerm, almagtige God, ek bid vanaand, almagtige God, ons sal vang, almagtige God, Here, die kennis, die insig vanaf u, almagtige, kom leer ons, kom Baie lei dankie, ons, Here, dat u dit doen. en berei ons selfs voor, almagtige God, Here, groot dinge wat na vore lê, almagtige God, Here. Wees God vir in elke sessie, almagtige, sal inneem, almagtige Ja, God, Here Vader, Jesus. en terug sal ploeg, almagtige God, soos daarna in ons gesaai word, almagtige God, Here. Dat ons, almagtige God, Here, ons lewe vir u, almagtige God, om te Vader, Here. In Jesus Ja, magtige Here. naam. Amen en amen. Jesus naam. Amen. 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 Nou, diebaar is, ons vertrou die Here dat ons vanaand 'n vrugtevolle tyd sal hê. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo die Here is besig om ons regtig op te tel op 'n nuwe wyse. En baie dankie vir u wat almal ingeskakel het. So, sonder enige verwyl, laat ek eers te hoor, verlede week het ons nou begin praat oor die konsep van wat dit is om 'n fondasie te lê vir die woord. En hierdie week gaan ons verder rondom dit, om daai fondasie te lê. Dit is so belangrik dat ons verstaan die noodsaaklikheid om 'n fondasie te lê. Reg? So ons gaan nou voort vandag met dit. En ek vertrou absoluut die Here dat hy vir ons sal help
met hierdie woord, met hierdie Bybelskool wat ons vanaand gaan hê. Alright. Okay. Yes. Kom ons gaan daarin en kom ons kyk wat die Here vir ons in gedagte het. Nou, ek wil graag na die woord toe van die Here toe gaan in hierdie verband in. En ek wil net gou my skermpie reg kry hierso. Kom en nou. Ek hoef om reg kry hier dat ek weet my goedjies is reg. Alright. Van verlede week af, diegene wat nou bygewoon het verlede week, kan u vir my sê dalk wat u opinie is, wat het u opgetel van laasweek? Ons so praat oor standvastigheid in die woord, grondlegging in die woord. Ek dink apostel daar was mos die vraag wat ons wat in die begin gevra is, die wat, hoekom en waarom. En toe ek nou eers dit begin verstaan en begin soos in hierdie week wat ek het nou begin toepas, het het vir my die woord dieper laat sien, het vir my laat besef dat ja, dat omdat ek nooit die vraag gevra het, ek was baie goed nie verstaan nie. En ek kon meer verstaan het van die goed wat ek gelees het in hierdie week, kon ek die woord meer verstaan het, apostel. So, dat het my gehelp om 'n beter insig te kry in verband met die woord. Wonderful. That's awesome. En ek wil net gou dit opbring op die skerm wat Pastor Zelna na verwys. Pastor Zelna, is dit al wat u oor gepraat het of na verwys het? Of is daar nog iets? Dat is al, apostel. Wonderful. So ek wys gou vir u, broer Christen, voordat ek vir u 'n geleentheid gee. En dan laat ek net sien hier so gou dat julle dit kan sien. So om net te vervat wat ons laasweek ook gedoen het, was the 6 important questions to ask when you study the Bible. En die eerste vraag was who? And who is speaking? Who is this about? Who are the main characters? Daar is die konteks wat ons begin ingaan in wanneer ons skrifte lees. Hierdie 6 vrae kan jou baie help, kan jou baie verlig, kan vir jou 'n dieper prentjie beeld gee rondom die konteks van daardie spesifieke skriflesing of skrifgedeelte. Dan gaan ons na what is the subject or event covered? Waaroor praat die skrif hierso? Wat is die onderwerp wat gedek word hierso? What do you learn about the people or events covered? So dit praat baie van moontlik van historiese konteks. Dit praat van watter tradisies het hulle aan vasgehou? Wat 'n dorp pas ons in hierso? Daai tipe van ding. En dan gaan ons oor na where did or will this happen? Waar? Where was it said? Wanneer was dit gedoen? Did or will something happen? When will something happen to someone in particular? Daai is die tipe vraag wat na vore gekom het uit hierdie gedeelte uit. En dan kom die ander vraag is, hoekom? Why is something being said or mentioned? Why will or would this happen? Why at this time or to this person? Is amper soos wat Jesus as ek reg is, die malaatse genees het en gesê het, gaan wys jou aan die priesters. Nou hoekom? En ons verstaan die skriftuurlike verwysing van dit ook. As jy nie verstaan nie, dan gaan jy sien in die Ou Testament konteks, was dit jy moet die hoofpriester of die priester moet kyk. Maar as jy nou regtig nou verlos, as jy nou regtig vry, as jy nou regtig genees van hy malaatsheid. En dan hoe? How? How it happen? How will it be done? How is it illustrated? How is it illustrated? Ja. So dit was die 6 vrae wat Pastor Zelna net nou na verwys het. En dit help regtig 'n mens om dieper te gaan kyk in die konteks in. Okay. Broer Christen, wil u iets gesê het van laasweek voordat ons begin? Ek was nog nie by in die begin die apostel genaamd, almal het gegroet het nie. Maar dit klink my baie na as ek praat met korreksie na die hermeneutiese apostel in die begin geleer die eerste keer. Ja, dit val vir my baie meer in lyn met daai apostel. Wat apostel was daar by die kerk geleer by iets Bybelstorie, dink dit val meer in lyn met daai apostel. Korrek. Konteks. Ja, konteks ja apostel so ja. Apostel ek het 'n bietjie laat ingeval so ek het net bygebly by die skrif en ons baie diep skrif gekry laas apostel so ek het daai vir my so ek het dit gesê ek wil nie
inmeng in sulke dinge soos laasweek, maar dit ontvang apostel, maar ons baie diep skrif ontvang laas dan woensdag apostel, so ja. Okay. Nou. Weet julle, ek geniet dit om saam met julle te wees. Vir my is dit so belangrik. Ek weet ek kan baie meer mense inskakel, maar weet julle, die woord van die Here praat duidelik en sê wat 2 of 3 in sy naam vergader. Yes. Daar is en dit is belangrik dat ons die tyd uitkoop soos dit. My vrou is ook teenwoordig, sy luister ook en so sy neem ook op haar manier deel saam met my. Ek weet nie of dit by julle ook so koud is soos dit hier in Caledon is en hier in Leliestraat is nie, maar ek glo dit is nie so koud by julle. Dis ysig. Maar baie dankie dat jy by woon. Ons openingsskrif vir vanaand is, kom ek sê gou vir u die. Ons openingsskrif vir vanaand is en ons gaan 'n tydjie park. Ons gaan 'n bietjie parkeer daarso gou. En dit 'n bietjie unpack. Ons moet 'n bietjie unpack daarso. Is Hosea 4 vers 6. As u Bybel sit, kom ons blaai daarna toe asseblief. Ek gaan probeer ook om die skrif te share. U kan in Afrikaans vir my lees en ek sal in Engels lees. As die foutie. En dan sal ek het verskeie skerms voor my, so as ek so kyk of so kyk, weet net ek kyk daarna. Ja, maar apostel, kan jy net weer die skrif herhaal asseblief? Hosea 4 vers 6. Hosea 4 vers 6. Dankie apostel. Kan ek net gou 'n aanduiding kry wie's op hulle selfone en wie is met laptops? Laptop apostel. Wonderful. Ek is op my selfoon. Wonderful. No problem. So elkeen gaan 'n verskillende experience hê rondom wat hulle kan sien op hulle devices, né? En dan ook die klank behoort beter reg te wees. Afhangend van u koneksie. En ons weet ook wanneer dit veral sterk reën, dan is wifi by kere 'n uitdaging. Maar ons kry tog maar 90% van wat ons kry. So dis goed. As iemand daar is, kan u net vir my 'n aanduiding gee en dan kan ons begin gesels. Yes, apostel is daar apostel. Wonderful. So, kom ons gaan daarna toe. Ek gaan nou by u wees. Ek wil net gou 'n gedagte opkry op die skerm. Precies. Righto, is u gereed? Ja, apostel. Okay, iemand kan dit vir ons lees asseblief? My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Right. Okay. Kom ons kry 'n paar gedagtes. Is daar 'n paar mense wat gedagtes wil deel? Kom ons begin by Pastor Zelna. Broer Christo, dan kom ons na Pastor Erlens en Dominic toe. Okay, is daar mense wat vir ons iets wil sê of iets wil vra rondom hierdie skrif? Ek sien pas lag hulle aan toe apostel. Nee, ek weet, maar ons gee eers gou vir julle kans en vir Suster Dominic kans voor ons Pastor Erl kans gee. Wat is Jana? Ja, apostel is. Okay, nee, gaan aan. Broer Chriswin. Okay, apostel, as jy nou, ek wil nou nie barbecue gebruik nie, maar ek gaan dit nou jou persoonlike lewe apostel. As jy nie kennis het apostel, dan gaan jy nie iets kan doen nie apostel, of jy gaan verlore gaan. Dat wat die skrif wil ek sê apostel. En wat dit ook vir my sê apostel, hy sê
omdat jy my kennis verwerp, apostel. En dit bedoel, vir my is dit belangstelling. As jy nie belangstel aan God se kennis nie, gaan hy vir jou ook verwerp, apostel, because why? Het as vir ek en u daar, verstaan apostel, maar ons gebruik dit nie. So, en dan gaan hy verkeerd gaan, apostel. En hy maak 'n magtige stelling einde, apostel, omdat jy die wet vergeet en omdat jy God se gebooie vergeet, apostel, gaan hy jou kinders ook ek jou kinders vergeet, apostel. Hy is vir my ook, apostel, wat vir my sê, ekskuus tog, apostel, ja, dat as jy maak jouself wel oop vir aanvallen van die duiwel as jy God se kennis lewe. Want daar is geen beskerming nie, apostel. Baie dankie vir Christoon. Ons waardeer dit regtig waar. Ek wil net gou daar so 'n handeklap opgooi gou daarso. Haar gaan by handeklap op, né? Dankie. Alright. Sister Dominic? Nog iets van die kant af? Nie eintlik nie, apostel, maar wat ek nou uit die skrif uit sien is dat hy sê my volk word verwoes omdat hulle my nie ken nie. So as jy nie God ken nie, as jy nie sy woord, dis nou ek wat die skrif aanding is. As jy nie die woord studeer nie, as jy nie daai intimacy met die Here het nie, en dan sal jy nie God verstaan nie, sal jy nie weet waar of wie God is en waaroor dit gaan nie. En omdat die mense nou nie God leer ken nie, ek weet nou nie of ek het verkeerd sê nie, omdat ons in God vergeet, ja, ek soos dat apostel, dis wat ek kan sê. Apostel, Wanneer iets anders sê, dan gaan ek het nooit verkeerd sê, miskien. Ja. Ek dink apostel wat sy netjie wil sê, ek het vanoggend iets gelees, apostel, wat die persoon sê, Jesus het skrifte gebruik om die duiwel te rebuke. Wat staan apostel? En as ons die Bybel lees, gaan jy die skrif nie om die duiwel aan te vat nie. Wat staan apostel? So, dit moet nie daai opsie. Baie dankie, Sister Dominic. Ons waardeer dit ook self. Ek gaan vir jou 'n handeklap gee, net soos ek vir broer Christoon ook mag gegee het. Right, nou kom ons by Pastor Errol. Apostel, wat ek verstaan uit die skrif is dat ek weet nie waaroor dit gaan wanneer ek nalat en my plig versaak om die woord van God nie te bestudeer, te mediteer, soos wat die Here dit van my verwag nie, dan is dit vir my onmoontlik om skrifte te kan quoteer wanneer ek aangeval word deur die vyand. Dan is dit vir my onmoontlik om God te behaag in gehoorsaamheid, want in die eerste plek laat ek klaar na om die woord van God nie te bestudeer nie. Met ander woorde, daar lê 'n klare gebrek aan kennis. En as gevolg van dit, apostel, van my geestelike lewe gaan agteruit en ek ken nie God soos wat ek God aan die begin gedien het. Daai warmmoedigheid, daai vrymoedigheid om God met oop hart te kan dien nie. Met die gevolg is dat ek staan net op en ek gaan werk toe, kom huis toe, gaan slaap en dit is dit. Ek maak nie die tyd nie, ek koop nie die tyd uit om in diepte met die woord te sit nie. Soos die woord van die Here sê in Psalm hoofstuk 1, dat God het omdat ek 'n beha in die wet van die Here het, en ek sê die wet van die Here nag en dag bestudeer. Gee God my daai ability dat ek by water kan staan en vrugte gee, waarvan die blare nie verwelk nie, die vrugte gee op sy tyd. En alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. En ek glo uit die aard van die saak, as ek kyk na hierdie skrif, is ek ook dan nie by magte om die priestersambt, om 'n leier te kan wees vir die volk nie, om die priestersambt te kan dra nie. Met ander woorde, om het
kort te kan stel, omdat ek lou geword het, spoeg God my uit sy mond uit. Soos die skrif sê, was ek maar liewer stuk koud. Maar nou dat ek lou geword het, spoeg God my uit my mond uit. En des te meer sal dit afspoel op my kinders ook. Selfs die 3de en die 4de geslag sal dit afspeel, apostel. Dit is maar min of meer wat ek uit die skrif uit wys kan raak, apostel. Wat ek kan doen. Baie dankie Pastor Earl. Ja, 'n klap op self. Nou wil ek julle terugvat gou-gou en as julle met my tyd sal spandeer, gaan ek julle terugvat. En dit is wat ek julle na toe wil vat gou-gou weer eens. En ek gaan vir julle die kort vragies vra. Wie praat hier? Hosea. Dis God self. Volgens Hosea. Dis Hosea nie. Nee, as jy sien, Okay. So dit is, wat sê Suster Dominic, is volgens Hosea. Ja, volgens Hosea, ja. So dis hy wat praat. Ek dink op die apostel kan ek bykom. Nee, apostel. Wag. Wat sê Suster Dominic? Nee, apostel is volgens Hosea is ek dink dit is God wat praat. Want hy sê my kinders. Korrek. As jy van dinkie, ek hoor baie kere mense sê ek dink. As jy van ek dink hier nie, dit is duidelik wie praat. Kort antwoord, God. Okay. Ja. Reg? Ja, ek moet sê apostel Hosea is 'n profeet, so hy sê wat God sê, apostel. Right. Nou die vraag wat ek vra is, ons kyk na die 6 vrae. Hoe? Wie? Dis God wat praat. Dan is God wat praat en ons verstaan dit deur Hosea. Dis wat eintlik Suster Dominic sê en Boeker Swin sê. Yes. Oor wie gaan dit? Dan was die volk. Dit kan oor God. Jy het nou 2 goed gesê, Pastor Errol. Dit gaan oor God, apostel. Jy het gesê dit gaan oor sy volk, dit gaan oor God. Nee, jammer dat ek net 3 vrees, apostel, dit gaan oor God self. Right. Maar hoe are the main characters hier? Ek gaan oor die volk, apostel. My gaan oor die volk. Kyk gou mooi. Hy sê my volk. So dit gaan oor hom en sy volk. Kyk gou mooi die konteks, mens. Kan julle sien? Ja, apostel. Die bares, is julle nog daar? Ja, apostel. Ja, apostel. Iets gevries, apostel. Is eislik koud vanaand. Geliefdes, kan julle my nog hoor? Kom jy nou hier, apostel. Maar hy is nou weer weg. Seker maar die connection, apostel. Wat nou? Nee, moenie bekommerd wees nie. Dis hoekom ek sê, julle sal weer na die recording kan kyk. Dis nie 'n probleem nie. Maar kom ons gaan aan. So, wat gebeur hierso? Dis my, dis God eerstens. Goeienaand Suster Tally, baie welkom. Ek sien jy het gejoin. Dan gaan hy verder. Hy sê my volk. So hy sê God se volk gaan ten gronde. Dis hoe ons dit lees. Want van wie praat hy? Hy praat van hom en sy volk, die verhouding van hom en sy volk. Hy sê gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat ek die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Okay, so daai is die hoofkarakters hierso. Dan wat is die onderwerp? Ek het dit al reeds genoem, maar wat is die onderwerp volgens julle wat hy hier dek? Die kennis nie. Die wet van God. Kan iemand vir ons sê? Gebrek aan kennis, apostel, of ja. Baie dankie. Gebrek aan kennis. Right? So dit is die issue hierso. En wat leer ons van hierdie mense? Hulle het God, kan ek sê, ek ken nou die woord nie, maar hulle het God verlate, of hulle het God se woord verlaat, apostel.
Right, hulle wou nie kennis hê nie. Hulle wou nie meer luister na die kennis nie. Right? Ja. So, julle het baie van hierdie goed genoem, maar ek bring dit vir julle in konteks en volgens hierdie vraag dat julle dit beter kan verstaan en beter kan uiteensit. So wanneer jy met iemand praat, dan kan jy sistematies, ons noem dit systematic theology, met hulle praat, sistematies met hulle praat. Jy praat nie rond en bond de mekaar hier nie. Ek let baie gelowiges op, dan hulle is all over, hulle kan nie by 'n spesifieke punt uitkom nie. En dan sal hulle so de mekaar later aan vir hulle self, hulle weet nie meer nie. Okay? Dis reg. Het julle al shopping gedoen al? Dink goed daaraan al. Nog het jy Sonio Lacey, gaan jy shopping doen, hoor mooi. Sonio Lacey. En nou kom jy by die huis en sê vir jouself, my liewe, laat ek het die belangrikste ding vergiet. Ja. Wie het al daai oor gekom al? Yes. Hy gebeur timelik in apostel. As jy nou jou lysie gehad het, of dit in jou kop is, sommige mense glo mos die lysie moet in die kop bly. Ek maak maar my lysie op my foon nou deesdae. Maar jy moet liewer strategies praat om by 'n punt uit te kom. Anders praat jy heeltyd rondom makkie, rondom taal heeltyd. En jy kom nie by 'n structured point uit nie. As jy al in 'n debat was of as jy al in 'n gesprek was rondom 'n spesifieke onderwerp en jy bly nie by daai onderwerp nie, dan spring jy heeltyd rond na ander onderwerpe. En dit raak later aan frustrerend. Jy kom nie by die punt uit want jy moet beweeg nie en jy voel later aan so moeg, so flustered. En hierdie struktuur gee vir jou eintlik meer rigting. En dis presies wat ons nou op die skrif toepad, soos Broer Chrisman ook genoem het, hermeneutics, right? Om die skrif te interpreteer met die skrif natuurlik ook self. Dan gaan ons verder, waar dit plaasgevind, Apostel. En as jy nou dit vra, kan iemand my sê waar dit plaasgevind het ongeveer? Apostel, Was dit in die suidelike, sê gou weer? Israel apostel. In Israel, maar aan watter kant? Aan die noordelike kant of aan die suidelike kant? Reg. Hierbaar is, as jy nou moet gaan kyk, dan gaan jy sien Hosea was soos ons noem 'n minor prophet. Dis reg. Jesaja was 'n major prophet. Dis reg, ja. Jeremia was 'n major prophet. Dis reg, ja. Nou, dit wil nie sê 'n minor en 'n major is nie belangrik nie, teenoor mekaar nie. Al twee is ewe belangrik. Die verskil hoofsaaklik in die major prophet is dat hulle meer onderwerpe gedek het. En die tweede verskil was omdat hulle 'n wyeer veld van hulle boeke, omdat hulle 'n wyeer veld van onderwerpe, topics gedek het, het hulle boeke is altyd langer as die kleiner of die minor prophet. Minors, ja. Okay? So daai is die basiese verskil tussen die twee. So moenie altyd as iemand vir jou sê ja, maar dit was maar 'n minor prophet. Nou dink ons, ag wat, die profeet is nie so belangrik gewees nie. Eintlik was hierdie profeet geweldig belangrik. Hy het maar net nie al daai topics, al daai onderwerpe gehanteer en sy boek is miskien net nie so lank gewees soos die ander soos Jeremia, Esegiel, Jesaja en dis meer nie. Reg? Nou, dit het in die noordelike koninkryk van Israel plaasgevind. Jy het die suidelike koninkryk gekry en dan jy die noordelike koninkryk ook gekry. Ek praat nou net uit die, right. So, en so kan jy deur al die vrae gaan en dit help jou later om 'n beter kontekstuele beeld te kry van wat aangaan. Nou hoekom is konteks belangrik? Is omdat ons moet ook verstaan wat was die kulturele gebruike na die tyd? Wat was die tradisies? Wat was die ander tipe gebruike wat daar was? Want dit verlig jou verstand
En dit wys vir jou hoe God binne in daai kultuur gepraat het en sy woord gemanifesteer het, sy woord tot realisasie gebring het. Ek vat hier gou terug na die woord van die Here in Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 18. Die Bybel sê duidelik en die Gees, dis die Heilige Gees, nie 'n duiwelse gees nie, het Jesus in die wildernis ingelei, in die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Dis wat die skrif sê, nee, is ek reg? Iemand help my. Ja, apostel, dis reg. Dit is die definitiewe woord, né? En die Bybel sê duidelik vir ons dat na, is dit 40 dae of na vele dae? Wat sê die Bybel? 40 dae. 40 nagte. Ja, apostel. Ek wil gesoen toe hartepok gou alweer in die skrif in, om net te gaan kyk wat sê die skrif spesifiek vir ons daarso. En die Gees van die Here is op, nee, hy gepraat, hy was voor die versoeking in hoofstuk 4, ja, vanaf vers 1. Wat ek gesien hierso, vanaf vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Hoor mooi die konteks. Hy sê, en is deur die Gees in die woestyn gelei. Kyk daarso. Die konteks praat van die Heilige Gees. Kan jy sien? Dis vers 1. Ja. Vers 2 praat waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, daar kom die 3 versoekinge in wat uitstaan. En in daai konteks, in daai atmosfeer, in daai kultuur, in daai woestyn, in daai omstandighede, kom die woord van God tot realisasie, tot krag, tot impak in iemand se lewe in. So, wat ek vir u wil wys hierso is, as ons hierdie 6 vrae gaan doen en dit op ons self begin toepas, dan gaan ons sien hoe relevant dit regtig op ons is. Ons gaan sien ook hoe God 'n verskil in my situasie en in u en in elke mens se situasie wil maak. Ek hoop dit maak 'n bietjie sin wat ons praat. Nee, definitief apostel. Ek gaan gou vir u op hy skrif gee, daarso jammer. En dit vir u wys gou wat hy skrif met ons praat. En daar sal jy sien wat die woord van die Here met ons praat. Dit sê duidelik vir ons. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, raai. En dan gaan hy verder, maar Jesus antwoord in vers 4 en sê vir hom, daar is geskrywe. Hy sê nie ek dinkie, hoor mooi. Daar's 'n groot verskil mense. Yes. Want jy's besig om 'n feit hier vas te lê. Reg. So, hy's besig om strategies te beweeg met sy skrifte. Ja. Vers 5. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg. En die duiwel sê vir hom vers 6, 7 as u my dan aanbid. En 8 en Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe. Sien jy wat maak hy vat van hierdie, hy vat die woord en hy vat hierdie skrif. Nou laasweek het ek gepraat oor die konsep van daar is mense wat vir jou gaan sê ja, maar die beloftes was net gegee vir wie? Vir die Israeliete. Die beloftes was net gegee vir die volk wat uit Egipte land uitgekom het. En hier kom Jesus. Hy vat hierdie skrif. Kyk hoe mooi wat hy doen. Toe het ek mos 'n skrif hanteer wat laasweek gehanteer was. Ek wil net gou probeer kyk of ek hy skrif vinnig kan kry. Wat ons gesê het, alles wat geskrywe was vir ons doel gewees, né? Nee? Onthou jy nog hy skrif Pastor Zelna broer Christoon? Ja, apostel. Right, ek gaan dit gou weer lees vir julle dierbares. Romeine 15 vers 4. Kyk gou daarso. Romeine 15 vers 4. Ek gaan soek gou hy skrif vir julle. 15 vers 4, is ek reg? Het ek gesê nou. Right. Daar sê die skrif, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe. Kyk mooi wat die konteks sê hierso. Sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte, nie van ons geld nie, nie van ons besittings nie van my titel of my werk en my beroep en van al hierdie wêreldse goed nie, maar van die skrifte hoop kan hê. En wat maak Jesus? Kom ons gaan kyk gou wat maak Jesus weer. Jesus, hy sê daar is geskrywe.
En hy kom met hierdie gedeelte, die Here jou God. Kyk mooi. Waar kom hy skrif voor? Ek het nou al weet vir u daar gegee op die skerm alweer. As ons gou kyk wat Deuteronomium 6 vers 13 tot 14 praat en sê, jy moet die Here jou God vrees en hom dien. En by sy naam moet jy sweer. Net by hom moet jy bly. Dis eintlik wat hy sê daar. Kom ons kyk gou wat Psalm 91 vers 11 sê. Mense sê tog vir my as ek 'n bietjie te vinnig gaan, hoor. Sê my tog asseblief. Dis reg apostel, ek is by. Want hy sal sy engele aangaan die jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal op die hande dra sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Kan julle sien wat maak die duiwel? Hy gebruik 'n skrif hierso. Teen Jesus. Maar Jesus, omdat hy die Alfa die Omega is, gebore in 'n menslike liggaam, kom hy en hy gebruik die skrif, want hy het die skrifte deurgegaan. Hy het die skrifte geleer. Daarom kon hy sê, daar is geskrywe, daar staan geskrywe. Kom ons kyk gou wat Deuteronomium 6 vers 16 sê. Julle mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by massa versoek het nie. Kan jy sien wat maak hy? Hy vat die Ou Testamentiese skrifte en hy bring dit in sy huidige omstandigheid. So hoe kan mense kom en sê, maar ons kan nie beloftes gebruik of die skrif gebruik in die woord nie? Ons moet verstaan, ja, want dit kom by hermeneutics, want ons die skrif interpreteer en ek gaan een voorbeeld maak, of wag, los maar daai voorbeeld eers liewers nou, voordat ek wil nie veel van koers afgooi nie, maar wat hy gedoen het, toe die duiwel hom daai skrif gee, toe bring hy 'n kontekstuele skrif weer na vore, om te sê, ja, maar die skrif sê dit. En die duiwel kon hom die antwoord daarop hê. Dis die mooiste van alles. So hierdie gedagte van die skrif wat dit sê in Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe. So ek moet daaruit leer, u moet daaruit leer, die kerk moet daaruit leer, die gelowiges moet daaruit leer, die kind van die Here moet daaruit leer, right? Sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte, jy hoor daarso, van die skrifte, hoop kan hier. Alright, enige iemand iets omtrent dit vra of sê, voordat ek verder gaan? Ek dink apostel, omdat ek kom met die prinsipie van Jesus apostel. As Jesus nie apostel kennis gee van die woord apostel, kon die duiwel so teruggeveg het apostel. Dit my sê apostel, ons moet, kan ek sê, maatstawe het apostel, omdat hy moet veg in jou maatstawe in die woord. So dat is ook apostel, dink ek, jy moet kennis doen met my woord interpreteer apostel, of steeds al as 'n Christen. Sal apostel, 100%. Definitief. Jesus het die skrif geleer ken en hy moes dit gebruik. Nou kyk gou mooi, en dit is wat ek in vers 14 met julle wil verder praat, en dit is presies wat ons nou gepraat het. En kyk gou wat gebeur hierso. Vers 17. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die gees van die Here is op my. En hy gee daai hele gedeelte daarso. Nou kyk wat gebeur. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Kan julle sien wat gebeur nou? Ja, apostel. Hy was nie onbekend met die skrif nie. Die mens het nou begin twyfel. Want hy noem dit in vanaf vers 23. En waar was dit? En dan vers 32, kyk hierso. Wat sê dit daar? En hulle was versla oor sy leer, want sy woord was met gesag. Is dit nie wonderlik hierdie waarheid? Ja. Ek gaan vir nog 'n gedeelte gee gou vinnig.
En dit mag nou dink, julle mag nou dink nee, maar ons staan nou stil nee, ons hardloop nogals in 'n mooi rigting in hierso. Want hier's geweldige diepte in hierdie paar skrifte en 'n mens kan nie net wegbeweeg van dit af nie. Jy verstaan? En ek wil 2 Timoteus 3:16 wat ek ook laasweek gedoen het, gou net weer deurgaan en dit sê die hele skrif, kyk daar, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God, dit is u en ek, volkome kan wees. En ander mense ook wat die Here dien natuurlik en mense wat Godvreesend is en mense wat graag die Here wil dien en mense wat die Here dien vir elke goeie werk volkome toegerus. Kyk wat daar gebeur. Kyk, hy skryf net. So mense wat heeltyd kom en sê ja, maar sy kan nie hy belofte gebruik nie en sy kan nie by hier praat die skrif dan waar dit van toepassing kan wees, waarom kan ons dit nie gebruik nie? Okay, die laaste enetjie. Ek besweer jou dan en jy gaan hy verder. Voor God en die Here Jesus Christus. Hy's nou as ek reg is, hy hoofstuk 4 en vers 1. Wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Kyk hoe mooi. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig. Daai sê al klaar baie vir ons mense. Ja. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Nou, ek wil net gou na die Engels toe gaan as ons kan. Gee my net gou 'n kans gou asseblief. As ek ook sien wat die Amplified vir my gaan opbring. Kyk hoe hy so wat sê. Hy sê, preach the word as an official messenger. Be ready when the time is right and even when it is not. Keep your sense of urgency. Whether the opportunity seems favorable or unfavorable. Whether convenient or inconvenient. Whether welcome or unwelcome. Correct those who err in doctrine or behavior. Oh my God. My God. Oh, dis gevaarlike goed mense. Hoor hy woord? Warn. Kyk hoe die woord is so warn. Those who sin. Exhort. Kyk die woord is so. Kyk, hou dit ook net op hy woord daar. In Afrikaans was dit vermaan. Ja. Exhort. Dit wil sê, wat sê? Bou op. Nee? Ek kan nou na die definisie gaan kyk van exhort. And encourage. Bemoedig. Those who are growing towards spiritual maturity with inexhaustible patience and faithful teaching. Ja. Dierbares, dit raak al hoe dieper. Ja. Ek weet nie wat u dink nie. Nee, dit is so apostel. Ja. Dit is so. Ja. Ek sê dit ding ons het reg apostel daar skrif. Wat sê herinner my aan die beloftes. Ek kan gaan ons dan behandel, né? Het ons hom nie laasweek behandel die dierbares? Ons het hom aangeraak. Ek weet nog nie apostel ek is nog nie laasweek 10 môre. Ja, ons het hom aangeraak. Ek het wagter op jou mure gesit, sê die woord Pastor Errol, en hulle moet my herinner aan my beloftes dag en nag. Dis reg. Dis waar apostel. Ja. Dankie Pastor Errol vir daai ene. Nou, hier kom dit, kyk gou mooi. Daarom sê ek wanneer jy die woord gaan lees, moenie net sê ek gaan nou hierdie vertaling lees en dan sê klaar gelees nie. Baie van ons hanteer dit so. En daar was 'n tyd in my lewe toe ek het net gesê ek het net die Bybel, dis die een Bybel en ek lees net die Bybel. En ek verstaan dit, daar's nie fout met dit nie. Maar wanneer jy 'n Bybel student word en jy begin besluit maar ek wil leer en jy's 'n disipel van Jesus, dan gaan ondersoek jy die skrifte. Jy moet dit ondersoek. Hoekom praat ek hierdie goed? Ek wil vir jou 'n skrifgedeelte gou gee vinnig. Dit is so 'n belangrike skrifgedeelte wat jy moet kry en ek moet kry. En ek gaan vir neem na Handelinge hoofstuk 17 vers 11.
Kom ons gaan gou daarna toe. Kan iemand dit vir ons kry in die Afrikaans asseblief? Ek gaan die Engels gooi. Handelinge 17 vers 11. vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Wat leer ons jy die waar is? Ja, apostel, as ek mag praat, dit is belangrik op apostel om nie net iets maar net te aanvaar wat iemand vir jou sê nie. Veral as dit kom by 'n profetiese woord. As ek as kind van die Here is die onus en die verantwoordelikheid nog steeds op my om die skrifte te gaan ondersoek. Alhoewel ek in gees kan ervaar dat dit wel van God af kan kom, maar moet ek nog steeds gaan om die skrifte te ondersoek. En dan moet ek ook gaan mediteer op die woord en ek moet die terugkerende antwoord van God verwag om dit te kan bevestig, apostel. Dis wat ek kan noem, apostel. Dankie Pastor Errol, waardeer dit opreg. Enige iemand anders? Ek dink Pastor Errol is alles mooi opgesom, apostel. Vir my is dit ook apostel, hy moet die skrif om kan ek sê, deursoek ondersoek, apostel. En ek dink die vers 12 sê dit so mooi, apostel. Baie van hulle dan gelowige raak, apostel, so die skrif het hulle aangeraak, apostel. En ek dink hulle het net geglo wat hulle gehoor het, hulle gaan ondersoek en stel, apostel, en dit hulle lewe verander, apostel. So wat 'n meisie, apostel, jy moet echt waar diep in die skrif in delf, apostel. Echt waar, dit sal vir jou ander, ek sê vir jou ander visie gee, of vir ander siening gaan uit, apostel. Ja. Okay. Baie dankie vir dit. Ek waardeer dit. Vir my was dit interessant dat die skrywer hier die comparison doen, die vergelyking doen. Of net, ja, kom ons kan ek dit so stel, wat hy kom en as ons ook kyk vanaf vers 10. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they entered the Jewish synagogue. Kyk wat hier gebeur. Nou sê die Bybel vir ons, now these people were more noble and open-minded. Wat sê dit vir ons? Hulle was apostel, hulle was eerbare mense en hulle was ontvanklik vir die woord. Aanvanklik. So hulle was oop. Ja, oop. Luister liewer. Ja, dis Nee? reg. Ja. Hulle was nie toe nie. Dis reg. Hulle het nie weerstand gebied in die woord nie. Dis Hulle reg. het gesê laat ons luister Ja, en dan ons besluit maak. dis reg. So hy maak die onderskeid, hy tref die onderskeid tussen die persone in Thessalonika en die mense nou in Berea. Kan jy sien wat hier gebeur? Hulle ontvang die woord wat vir hulle gegee word in die sinagoge en met groot verwagting. En wat maak hulle? Hulle gaan ondersoek die skrifte. Dit is vir my so fenomenaal. Regtig. Weet jy wat vir my exciting is nou in ons gemeente en as om te sien wanneer van ons mense bedien, ons pastore, ons leiers bedien. Dan kan sy sien man. Daai mense die skrif gaan examine. Sy kan sien man. Al is dit nie so diep miskien of so hoog of so ver. Hulle die skrif gaan ondersoek. Ja, En hulle bring vir jou nuggets, jewels man, uit die woord uit. En jy sit so en jy ontvang dit en jy sê vir die Here dankie. Jy admireer die Here vir die groei in die persoon se lewe.
Dis right. Jy bid vir daai persoon. Jy vertrou die Here vir nog dat daai persoon nog dieper kan gaan en hoër kan gaan. Dit gaan nie oor jy preek nou die beste of jy leer nou die beste of jy Ja, gits bid nou die beste nie. Nee, dit gaan oor Ja, hoor hoe jy. die Here besig is om te werk deur daai persoon, deur my lewe, deur u lewe. En daai is my so exciting want ek het gesien mense het die woord gaan ondersoek. Soek Dis amen right. apostel. Daai is die diepte. En mense, kom ek wees eerlik met u, daar is mense wat dit van jou sal wil steel. Jep, Okay? dis right apostel. Daar's mense wat jou gaan beny en my gaan beny vir wat jy het. Ja, Daar's mense wat jou nie gaan likes nie, wat my nie gaan likes nie, ja, omdat jy so in die skrif ingaan. It's gonna happen. yes. Maar die feit is, ons moet onsself bou in die skrif. Ons moet onsself sterker maak in die skrif in. Want dis die skrif wat ons deur daai trying times gaan dra in die Here in. Amen. So vers 12 sê, as a result, many of them became believers, together with a number of prominent Greek women and men. Nou, kyk hoe die vers 13, ons het nou net daarvan gepraat. But when the Jews of Thessalonica learned that the word of God concerning eternal salvation through faith in Christ had also been preached by Paul at Berea, they came there too, agitating and disturbing the crowds. Ja, Is dit nie interessant, die mense? baie interessant. Kan julle sien wat gebeur? Nou as jy die hele hoor, as jy begin by hoofstuk 17. Now after Paul and Silas had traveled through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. En kyk wat is sy kultuur, wat is sy custom, sy gebruik. And Paul entered the synagogue as was his custom. And for 3 Sabbaths he engaged in discussion and friendly debate with them from the scriptures. Kyk also. Explaining and pointing out scriptural evidence that it was necessary for the Christ to suffer and rise from the dead, and saying, this Jesus whom I am proclaiming to you is the Christ, the Messiah, the anointed. Amen. And then in verse 4, and some of them were persuaded to believe and joined Paul and Silas, along with a large number of God-fearing Greeks and many of the leading women. But the unbelieving Jews became jealous. Wat vandag nog gebeur? Het gebeur die waars. Kom ek Amen. noem dit vir u. Dat u net 'n bietjie konteks kry op daai punt. Ek het gesê vroeër, almal gaan nie bly wees oor die feit dat jy en ek of dat mense sterker staan in die Here nie of dieper gaan in die Here nie. En sommige van ons dink in die Christen wêreld dink dit gaan net oor preek. Ander dink dit gaan net oor hande op lê en wonderwerke sien. Kan nie daaroor nie. Maar eintlik as jy na die skrif toe gaan, dan sal jy sien dit praat van hoe ek en u en elke Christen eintlik moet groei volgens die woord, Ja, in Christus in. ja, Dis waaroor dit gaan. ja. Dit is hoekom hy skrifte so met ons praat en sê die skrifte is vir ons 'n benefit ingegee dat ons kan groei, dat ons kan oorwin, dat ons kan Jesus uitstraal. En Johannes sê dit so mooi, die Johannes die Doper, die evangelie Johannes sê so mooi, I must decrease so that he can increase. Ek moet minder word sodat hy kan meer word. Nou teologies gesproke praat hy eintlik van Jesus kom nou op die voorgrond en hy wat Johannes is, wat die Doper is, gaan nou uit phase. Verstaan jy nou? Uitfaseer. Hy praat eintlik daarvan. Maar ons bring dit ook in om te sê of ons nou eisegesis of exegesis. Die feit is ek moet minder word, want dit is wat die skrif vir ons wys. That's right. En Jesus deur sy woord moet meer word in my lewe. Okay, enigiemand wat iets wil sê voordat ons verder gaan, want dis 'n baie diep skrif hierdie 5. Ek
gaan nie nou daarop verder in nie, want daar was nou hele uproar en 'n boikot en 'n riot rondom Paul en Silas wat nou so die woord preek en die mense was nou kwaad. Hulle kerk lê nou skade en hulle is nou kwaad omdat die mense tot bekering kom en allerlei klomp goeters en hulle gaan mos nou weet jy wat gebeur? Mense, sommige kerke funksioneer meer op geld. Ander funksioneer meer op die feit dat hulle mense kan kry, nog meer mense kan kry. Ander funksioneer meer op die besittings, die eiendomme, die goed wat ons het. Dan is ons 'n goeie kerk. Ander kerke het weer meer op status gewys. Ons is die status. Maar waaroor gaan dit eintlik? Vir u, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die evangelie van Christus apostel. Vir my gaan dit apostel om mense lewens verander apostel. Het gaat oor siele apostel. Dit is my doel apostel. Kijk, Jesus is die ultimate topic hier apostel. Ons waar pas hier. Die fundament. Die fundament, ja. Ja, die kruis, né? That's right. Wonderful. No, it's true. Maar jy moet onthou, daar's 'n ding in die wêreld en wat werk soos dit. En ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Wat mense vir jou gaan sê en dit werk miskien op 'n besigheidsprinsip. Ek wil nie nou daar baie diep ingaan nie, maar ek gaan dit noem. Hoe meer mense in jou kerk het, hoe meer verseker jy van jou finansiële welstand of inkomste wat inkom. Sure. Ek stem nie saam daarmee nie. Nee. Om eerlik met u te wees. Nee, apostel. Ek stem nie saam met daai prinsip nie. Nee, ja, apostel. Op 'n tegniese is dit altyd die waarheid, apostel. Ek sal nie. Ja, apostel. As die buitebal apostel, ek stem nie saam met nie, maar ek bedoel nou hoe daai iemand nou wil voorlê apostel as nee, nie altyd die apostel. True. Ek bedoel, hier was al. Die afsaak sonder finansies kan die evangelie van Christus nie vorentoe gaan nie. Maar hy is nie die ultimate price nie, apostel. Die ultimate price is Jesus. En ek ken in die woord van die Here sê duidelik, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. So getalle is nie vir my ek sê die ultimate price nie. Glad nie. So, kom ek maak nog 'n voorbeeld vir u. Ek sê ja, besigheidsgewys is dit miskien die ding wat 'n mens na toe druk. Ja. Maar dit werk nie altyd besigheidsgewys soekie. Nee. Ja. Ek het al gekyk al na sekere gevalle. Ek was 'n verkoopsman gewees op verskeie areas, op verskeie vlakke in besigheid in. En dan jy het 'n samedromming gehad van kom ons sê 500 mense in jou winkel in. En jy het nog steeds die taak het gemaak vir hy maandie of vir hy daggie. Ja. Kan jy sien want dit werk. Ja. You know? Ja, so jy kan by kere sê, right, ek het maar 200 mense in my winkel gehad en toe maak ek target. Afhangend van hoe mense gaan saai en hoe hulle gaan you know, en dit is hoekom ek baie kere met die gemeente ook praat en met gelowiges praat en sê geloof in God, Hebreërs 11. En dit is belangrik. Ek gaan dit die skrif opbring en mense, ons is nie buitekant ons bespreking nie. Ek wil net iets inbring wat ek sê as jy nie gaan staan op die woord nie, dan gaan jy major problems hê. You know? Dit is so, apostel. So as ons kyk na die skrif, hier sê dit in Hebreërs 11 vers 1. Now faith is the assurance. Hoor gou mooi, the title deed. Confirmation of things hoped for. Divinely guaranteed. And the evidence of things not seen. The conviction of their reality. Faith comprehends as fact, not thought. Nie ek het gedinkie, dis 'n feit, 'n fact,
what cannot be experienced by the physical senses. Yes. Nou Afrikaans sê dit ons geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, né? 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Sy. So, jy weet, 'n mens dink daaraan. Nou ek stop gou daarso. Pastor Zelna, Pastor Marius, Sister Tali, is daar iets wat julle wil noem, wat julle wil sê, wat julle wil vra miskien voordat ons gou verder gaan? Kom ons gaan aan, die Baris. Baie dankie. Nou, vers 6. But without faith, kyk daarso. It is impossible to walk with God and please him. So, ek stop gou daar, my vrou sê een keer vir my, sy het nou die keer 'n ding gesien waar mense sê, as daar nie musiek is in die kerk nie, instrument gespeel word in die kerk nie, dan is die kerk dood. Mense sê byvoorbeeld, wat sê vir my sê is, hulle wag vir die keyboarders, hulle wag vir die drummer, dan is die diens warm. Ja, maar jy moet weer 4 van die huis af kom op. En dis wat hulle sê. Dan, maar as ons na hierdie skrif kyk, dan sê dit, but without faith, it is impossible to walk with God and please him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists and that he rewards those who earnestly and diligently seek him. En hier sien ons hoe die Here met ons praat en vir ons sê, luister, as julle my soek deur geloof en volgens geloof in my, dan sal ek vir julle beloon. Dis net wat hy sê. Ja. En hy gee 'n hele klomp voorbeelde van vers 7. So wat hierdie mense gedoen het, hulle het op geloof gegaan op die woord in God en gesê, Here, maar u woord sê dit. Ja. You know? Here, u woord. Hulle het hom herinner aan sy beloftes. En hy was by awesome gewees. Amen. Right. Amen. Diebares, ons is nou al 'n uur ongeveer besig al. En dit raak dit al hoe interessanter en dieper. Ons het net die een skrif hanteer. Kan jy dit glo eintlik? Van Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis waar, apostel. En in vandag se lewe, hoe sien julle dit? Hoe sien julle hoe mense? Geef my 'n praktiese voorbeeld. Moenie name noem van mense nie, maar gee my 'n praktiese voorbeeld gou-gou. Wat julle sien wat mense nie die kennis toepas nie en dan whatever. Wat het julle al ervaar? Kom ons kry gou 1 of 2 voorbeelde. Apostel, iemand wat my uitstaan, apostel, né? As ons iemand gepraat hoe sê nagmaal moet nie aangedoen word, apostel. Want ja, apostel, ek kan hierdie skrif toe sê die woord sê hoe dikwels hulle by mekaar kom. As jy tyd geleef, apostel, hy sê en toe sê ek jy dan is nou jou verkeerde apostel because my sê met nagmaal moet nie aanwees. Hy sê dan die woord hoe dikwels hulle by mekaar kom, apostel, doen dit nagedagte aan my, apostel. So dis geen sin van nie aanwees nie. Dis reg. Jammer dat ek nou lag. Ek smile maar. Klassieke voorbeeld vir Christus. Toe wat sê die persoon vir jy agterna toe? Het hy saamgestem toe? Ek staan toe daar, apostel, en ek sê myself toe, ek het nie die kennis jou apostel vir hom toe, terugdruk apostel, staan toe, ek staan, ek sê, okay, is fine, ek sê vir hom, ek weet nou nie, en ek sê nou nie, iets rek is verkeerd nie, maar ek hoor wat hy sê, en ek ga toe terug apostel, en ek lees so die skrif, en ek myself, die ene toe een fout apostel, en so ja, apostel, dan so toe daar. Oh my word. Maar ek het hom toe nie weer gekry nie, apostel, om te sê nie, oor die daardie aspect, apostel, maar is regte waar. Ja. En dis hoe mense seker goed baie verkeerd interpreteer, apostel. Ek dink baie as 'n broer by die weg, ook kan nie glo nie aan
kortbroek dra en keppie en as klomp goed apostel en dit is net Okay. maar ek dink mense ek soos baie mense die woord op ek as 'n lat apostel en ek regte waar en baie keer is dit 'n toets van toepassing apostel maar ek kan net sê apostel baie keer sal ek sê ek sal eers gaan navors ek wil nie fisies by jou aanvat en sê nee maar ons doen dit by die kerk so dit sulke dinge nee was apostel ek het nou nie fisies dan kan ek sê 'n rede kom ek so in die apostel ek ondersoek ek myself om te kyk in die woord wat het my sê rondom daai daar's uit trok op apostel so ek sal nie fisies op 'n oomblik ek sê altyd die minste wees apostel eerlikwaar ek dat sê ek is maar altyd die minste dan sal ek my ondersoek aanstel dat ek altyd na terugkom. Ja. Ja. Dit is een van die moeilike situasies, né? Een van die regtig moeilike situasies. Maar is reg om te sê, ja, daar's 'n keer wat jy net sê, okay, right, luister, ek hoor wat jy sê. Nou gaan jy amper soos die Bereëns, dan gaan jy terug na die skrif toe en sê, laat gee my net kans om die skrif te ondersoek. Dis al wat ek wil doen. En ek kan ons weer gesels. Ja. Dis 'n baie goeie metode wat jy toepas. Okay, dankie vir dit. Pastor Errol van u kant af, Suster Dominic van u kant af enigiets? Ja, nee, apostel, al wat ek wil sê is dat baie keer wanneer ek met mense redeneer nie, wanneer ek praat oor die woord van die Here, dan hoor ek duidelik die persoon is van die pad af, hy wil graag iets in die woord het sê, man, dan haal hy dit verkeerd aan. En dan so terug sê ek hom, luister my broer, kom ek sê gou vir jou, ek hoor wat jy sê, maar daar staan dit sê die skrif. En ek kan nie nou vir jou presies sê waar hy skrif staan nie, maar dit is die uitlegging van die skrif. Dit is wat die skrif sê, nie soos wat jy dit nou daar sê nie. So dit is baie belangrik apostel dat 'n mens moet die woord bestudeer. En veral waar die duiwel kom met sy verbete versoekinge, soos wat hy met Jesus gedoen het, moet ons kan sê, daar staan geskrywe dit. Ja. Ek het iemand het eendag vir my dinge so genoem, ook 'n voorbeeld genoem van die versoekinge van Jesus. Toe sê ek hom, luister man, een ding wat jy moet onthou, gaan kyk na Matteus hoofstuk 4. Ek het vergeet van Lukas hoofstuk 4, waar die stem uit die hemel kom en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. En Satan kom en hy sê vir Jesus, as jy die seun van God is. Ek sê, sien jy waar, as jy nie wakker is nie, dan gaan jy onder hy selfe trap val. Maar Jesus, omdat hy God is, het hy gesê, daar staan geskrywe. So, die belangrikheid hiervan is apostel, is dat ons moet weet wat die skrif sê. En, ons moet ook die skrifte gaan ondersoek, apostel. En dit is 'n goeie ding wat broer Chrisman gedoen het, om eers die skrifte gaan ondersoek, om te kyk, wat sê die woord rakende die nagmaal. So, dit is 'n baie goeie ding, apostel. En ek sal ook van tyd tot tyd, dan sal ek ook, as iemand my iets wil sê, ek sal teruggaan na die woord van die Here. As ek nie 100% seker is, ek sal teruggaan na die woord van die Here. En ek sal sien, okay, nee, dit sê die woord. Wonderful. Enigiets anders, Suster Dominic van u kant af, voordat ons gaan afsluit? Baie dankie, Pastor Errol, baie dankie vir Christus. Nee, apostel. Okay, ek gaan afsluit met die volgende klip, en ek hoop julle geniet dit saam met my. En ek wil graag hê julle moet net gou julle opinies gee, en dan moet julle maar die skrif weer vat, van Hosea 4 vers 6, né? En my volk gaan ten gronde wens 'n gebrek aan kennis. Alright. So, gee my net kans om dit gou op te share. En julle moet my sê of julle kan sien of wat. Hou net vas. Excuse me. Julle kan dit sien? Ek play dit. Okay. Kan julle die klank hoor? Ek is sag apostel. Nee, apostel. Hou net gou vas. Pastor Errol, kan dit al sien al? Ek sien die beeld, die apostel, maar nog nie die klankie. Ja, nee, die klank is daar, so ek stel dit daar. Daar Telling sê. people to drink bathwater Ja. and eat grass for blessings. Kom hy. He said the Lord told him to tell the members, drink his bath water. And they done it. They drunk the man bath water. My Lord, my Lord.
Another preacher down in Africa said the Lord told him to tell the people that the grass outside, you may have saw it on YouTube, is manna from heaven. And the members went right out the church on their knees, eating grass like an ox. The preacher didn't do it. My Lord, my Lord. Whatever you tell somebody, and they die, Oh, yeah. believing what you told them, and it's a lie, It's a lie. the blood That's right. is going to be on your head. Geno Jennings Die bars is so ver. Kan ek julle daar los vir die aand? Dis reg. Maar dan staan ze goed op YouTube gezien apostel wat pastoor net doen. Ek wil net kom by daai 2 punte gou. Wat sê julle van die drinkwater, van die badwater? Gevaarlike apostel. Baie Nee, gevaarlik. apostel. Nee, gevaarlijk apostel. Nee. Hosea 4:6, dis wat ek sê. Ja, sê, Gevaarlijk ja, apostel. Okay, dis die reg, bars apostel. baie dankie vir julle tyd. Ek het dit baie geniet saam met julle. Ek hoop julle het dit geniet. Dankie Inshallah, apostel. apostel, dankie. Mag julle 'n geseënde aand verder hê. Suster Dominic, kan u vir ons afsluit met gebed asseblief? Ja, apostel. Almagtige God en Ja, Hemelse dankie Vader, Here Here. Jesus. Ons prys en loof en ons eer U, my koning, vir 'n dag wat U ons gee. Ja, Here. Dankie Here vir nog 'n aand wat ons bymekaar kan gekom het vanaand, Here, Dis mighty God. om net meer van U te kan leer, Here. Yes, Lord. Meer van U huis te kan net vaar, Here. Ja, Here. Daarvoor eer Dankie, ons Here. U, want U is so Yes, groot en U Lord. is so goed, Here. Here, kom sê baie dankie vir Apostel Leon vir Yes, die Almighty aanbieding, Father. Here. Here, ons vat Mighty God. te Here en ons weet, Here, dis kos vir ons siele, my Yes, koning. mighty Yes, God. Ons Almighty eer U en Father. ons loof daarvoor In met Jesus' baie naam. danksegens. Amen Yes, en Lord. amen. Yes, thank you. Amen. Liefde, Dankie, Sneekie. seënwensende. Baie dankie Salvia apostel. Okay, mooi aan. Lucas wil That's vir right. aan. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hola, bye-bye. Sneekie, baie apostel, apostole. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, is net iets met je ding, zo wacht.